Vader, ek kom vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam wat die weg, die waarheid en die lewe is. Kom ek vanoggend opnuut na U toe, U wat God skepper is van hemel en aarde. Here, U is, ek is God van Abraham, Isak en Jakob. U wat koning is van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Here, ek kan bid en dien U as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee ver bo dit is wat ons vra. Here, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda, die God van Dawid. Here, daar is absoluut niks, niemand anders soos U nie. Dankie vir hierdie pragtige dag. Mag U naam verheerlik word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, soos in die hemel. Here, net so ook hier op aarde. My gebed vandag is dat U seuns en dogters op aarde sal versterk deur die krag van die Heilige Gees wat in en om hulle lewe. Maar laat ons van ons kant af U sal verheerlik deur ons geloof en ons gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Here, ek bid vanoggend vir elke liewe persoon. U sien, hoor en weet alles, my God, niks is vir U verborge nie. U weet vir elkeen van hulle wat vandag na my luister, wat bevrydings ontvang het, by wie hulle was, is nie my saak nie, Here. Daai mense, as hulle halwe waarheid verkondig het, of 'n halwe werk gedoen het, gaan hulle voor U rekenskap gee. Want die woord sê Jakobus 3:1, nie almal van ons moet leermeester wil wees, wat ons gaan anders te beoordeel word. So rekenskap sal hulle gee, as hulle in U naam praat en optree, en U het hulle nooit geroep, nooit bemagtig nie. Maar Here, ek bid vandag, vir elkeen wat bevryding ontvang het, wat nooit die erns van die wapenrusting verstaan het, of miskien die erns verstaan het, maar bietjie teruggeval het in die wêreld, en bietjie minder Bybel gelees het, nie meer gebid het nie, en die wapenrusting gelos het, en dit nie ernstig opgeneem het nie, wat heel moontlik by my uitgekom het vir 'n quick fix, en toe die realiteit hulle tref, hoe nader hulle kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan hulle aanval, wat die geestesrealme realiteit in hulle lewens word, wat hulle moeg en afgemat geword het, en so 'n bietjie lei weggesteek het, hulle voet van die pet af gaan haal het, en Satan het hulle tot 'n val gebring. Ek pleit by U, Here, dat U hulle sal vergewe. Ja, Here, dat U hulle sal vergewe vir hulle swakhede en foute. Ons almal is nietig en klein, en ons slaan soos daai tollenaar op ons bord, wat ons sê, Here, wees ons sondaars genadig. Maar ek bid vandag vir elkeen van hulle, dat U hulle sal vergewe en sal versterk, dat U barmhartigheid sal toon vir hulle tweede kans, en dat Jesus Christus, as dit U wil, sy hand op hulle sal lê, hulle diensbaar en bruikbaar sal maak, 'n kroon op hulle koppe sal plaas, hulle sal help om hulle lampe vol te maak, die lig te laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Ja, ons is die lig vir die wêreld, ons is soos 'n stad wat op 'n berg geleë is, sout van die aarde, sout irriteer, sout brand, en ek pleit by U, dat U hulle sal oprig. Ons bid vir tweede kanse, vir vergifnis, vir genade, dat U hulle vergewe vir hulle swakhede, al hulle ongeregtighede, dat U hulle siele sal red in Jesus Christus se naam. Ek bid vir elkeen van hulle, almagtige God, wat miskien nie noodwendig in sondes teruggeval het nie, maar wat, Here, direk of indirek, nie hulle wapenrustings aangetrek het nie, en deur dit, Here, almagtige God, het baie mense hier buitekant, wat in die okkultiese magte is, wat al hierdie siek, bose, perverse, goddelose praktyke ondersteun, Here, die wat astrale projeksie beoefen, wat uit hulle liggame uitgaan, seks het met demone, seks het met mekaar, en vrouens en seuns en mans en kinders verkrag, in die gees. U sien, hoor en weet alles, vir hulle is dit alles mag, hulle dink hulle is meneer hier buite, maar U sien, hoor en weet alles, my God, niks is vir U verborge nie, en U het my bemagtig, U het my die gesag en autoriteit gegee as apostelkind van God, op die 11de van die 11de 2013, om namens U te spreek en op te tree in U naam. U kan judge, U kan oordeel in die troonkamer, hier waar ek nou bid en geloof, kan U judge of oordeel, of ek die waarheid praat, ja of nee. En Here, as ek die waarheid praat, kom ek nou opnuut, U kan judge en oordeel, bring ek elke liewe siel op hierdie aarde, nie net in Suid-Afrika, tot weer die een liggaam van Christus, is nie net tot Suid-Afrika beperk, maar dis reg rondom hierdie hele wye wêreld. Tree ek in vandag, vir my medebroers en susters, elkeen van hulle,
U ken hulle by die name, Here, want U is in beheer. U sien, hoor en weet alles. U is die almagtige God, skepper van hemel en aarde. En ek pleit vandag, U ken hulle elke by die naam, elke broer en suster van my, almal wat deel vorm van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Ons is 'n eenheid, ons is 'n familie, ons is die bruid, die volk van God. En die woord sê die hand kan nie die voet verwerp nie, maar die oor ook nie die neus nie. Die woord sê as een lid lei ons almal saam. En baie van hulle het die voet van die Petra afgehaal, baie van hulle het in swakheid tot 'n val gekom. En U kan judge en oordeel, U hoor my gees, my hart volgens wat ek hierdie saak inbring vir my medebroers en susters reg rondom hierdie wêreld. Elke van hulle, U ken hulle by die naam. Wat ek vir U sê, Here, baie van hulle is gebind aan hierdie okkultiese praktyke. Vir die wat dit doen, die goddelose okkultiese mense wat hierdie perverse siek dinge doen, is dit mag, Here. Vir hulle is dit 'n hok en 'n paak, een groot grap. Maar Here, ek bid vandag, U is die almagtige God en skepper, koning van hemel en aarde. En Here, U maak dit baie, baie hard en duidelik deur my mond vandag. As jy uit jou liggaam uit beweeg, maak jy jouself oop vir demoniese besetting. Ons het niks in die geestesrealm verloor nie. Dis hoekom U engele daar is. Ja of nee, U kan judge en oordeel, yes or no. Is ek reg of is ek verkeerd? En daar waar U judge en oordeel, dit is tot voordeel van my dat ek die waarheid praat. Gaan ons oor na die volgende stap toe. En dis eintlik baie, baie maklik. Spreuke 18:21 sê die woord lewe en dood is in die mag van die tong. Dis wat die woord van God ons leer. Vader, U sê ook, almagtige God, hart en duidelik in Matteus 12:36 sê dat vir elke sinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. Maar ek tree terug, Here, na Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. En ek pleit vandag, as U is die almagtige God, skepper en koning, daar is absoluut niks niemand anders as U nie. Jakobus 2:19 sê die woord, glo julle, daar is net een God. Die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Dis wat hulle tans nou doen, hier waar ek bid. Dat ek intree as gesalfde kind van God, wat deur U bemagtig is, nie as Koert Jordaan nie as 'n man of 'n pa vir my kinders nie, maar as 'n lid van die een liggaam van Christus. En ja, Here, dis die hoë bome wat die meeste wind vang. Maar ek tree nou in vir my medebroers en susters. En Here, U weet, U kan judge en oordeel reg rondom hierdie wêreld. Kan U judge of oordeel of hierdie medebroers en susters van my toestemming gegee het. Dat hulle vir Satan toestemming gee, dat hulle hierdie mense toestemming gee, wat hierdie okkultiese praktyk op hulle beoefen, wat hierdie gevalle engele binne hulle plaas, wat hulle verkrag, wat seks het met hulle, wat hulle ontwrig en onseën, hulle privaatheid ondermyn. Here, U kan judge en oordeel of elke liewe broer en suster van my wat geraak word deur hierdie okkultiese praktyke, of hulle toestemming vir Satan gee, of vir hierdie mense gee om dit in hulle lewens te doen, ja of nee. U kan judge en oordeel, want hulle is die hoofpriester van hulle eie tabernakel, hulle eie liggaam, hulle eie tempels. U kan judge en oordeel of hulle toestemming daarvoor gegee het, ja of nee. En daar waar U judge of oordeel, en dis tot voordeel van ons, Here, want ek vir U sê, hulle het nie toestemming vir Satan gegee nie, hulle het nie toestemming vir hierdie okkultiese mense, wat hierdie goddelose, bose, perverse praktyke ondersteun en doen, hierdie astrale projeksie. Vader, hulle het nie toestemming daarvoor gegee nie. U kan judge of oordeel, of ek die waarheid praat, ja of nee. En as U judge en oordeel, dit is tot voordeel van my, dat ek reg bid, Here, dat Satan kom regvat en wat nie aan hom behoort, of hy nou geestelik aanval, of hy vleeslik aanval. U sien, hoor en weet alles, my God, niks is vir U verborge nie. Bid ek nou, dat daar waar U judge en oordeel, dit is tot voordeel van my. Bid ek nou, Here almagtige God, dat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, oor ons land Suid-Afrika, reg oor hierdie wêreld sal gaan. Here, as dit iewers, die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. Die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal U wees. En waar 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal ons dit van ons hemelse Vader ontvang. Ek bid dat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here nou sal intree, sal optree. En Here, dat die engele van die Here, as dit U wil is, daai boosheid binne die mense wat daar binne in hulle geplaas is, nou sal vasbind met die 3-dubbele tou van Prediker 4 vers 12. Here, as dit U wil is, engele sal uitsteen wat hulle sal loskap
van enige siel en geestesbinding met mens, dier, selfs hemelliggaam wat nie u goedkeur en wegdra nie. En laat die engele van die Here daai boosheid uit hulle uit sal ruk, siel, gees, vlees, verstand en hart, selfs in hulle ore, elke faset en afdeling van hulle verlos en vry sal kom met die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van deur ons geloof in Jesus Christus. Bid ons nou vir daai verlossing en vrymaking in Jesus Christus se kosbare naam. Ek eer U daarvoor. Dankie vir die engele wat daai boosheid uitdruk en dat die engele dit sal vat waar U dit wil hê in Jesus Christus se kosbare naam. Ek bid ook nou as priester, hoof en koning van my huis, maar ook as 'n gesalfde wat in U naam bemagtig is om in U naam te spreek. Here, net as dit U wil is, gee ek nou opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om my medebroers en susters, net as dit U wil is, te bemagtig met die beste wapenrusting uit die troonkamer uit. Here, as dit U wil is, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om daai wapenrustings oor ieder en elk van hulle nou aan te trek, of dit in Suid-Afrika, Israel, waar dit ook al is, gee ek nou opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here. Vader, net as dit U wil is vir die engele van die Here, om hulle te bemagtig en die wapenrusting oor hulle aan te trek, die helm van verlossing op hulle kop, boorwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om hulle heupe, skoen aan hulle voete om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand, regterhand die tweesnydende swaard, 3 keer skerper as ooit wat tevore, die ware evangelie van God, die Bybel. Here, as dit U wil is, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here, om die bloed van Jesus Christus oor hulle uit te giet, hulle af te seël, van die punte van hulle tot die punte van hulle tone. En as dit U wil is, vra ek vir engele voor, links, regs en agter hulle, wat oor ons sal waak en beskerm teen enige bose aanvalle verder, van buite af, geestelik of vleeslik, in Jesus Christus se kosbare naam. Ek bid ook dat die krag van die allerlei God, die krag van die Here nou sal intree, sal optree teen al hierdie afgods aanbidders, al hierdie mense wat deel is van hierdie okkultiese praktyke, dat U sal oordeel, straf en vergeld sal optree teen hulle, want die woord sê, Hebreërs 10:30-31, dat die oordeel, straf en vergelding kom U toe. Dit kom nie koer toe nie, kom nie satte toe, kom geen ander mens of hemelliggaam toe nie. Dit kom U toe. En ons gee hierdie saak vir en ons vra, Here, dat U kragtig sal intree, sal optree, dat U sal oordeel, straf en vergeld en sal optree teen die wat, Vader, U kinders aanval, die wat hulle mag misbruik, die wat self probeer God speel, die wat absoluut mislei en verlei is, dat U kragtig sal intrek. Pleit ook by vandag vir U, Here, U kan oordeel, straf en vergeld, maar baie van hulle doen dit omdat hulle voel dis reg, omdat hulle so geleer is. Baie van hulle is in ketTINGs ingebore. Baie van hulle is mislei en verlei deur Satan. Hulle word misbruik deur Satan. En ek pleit vandag by U, Here, vergewe hulle, my God. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. So jy is 'n slaaf van Satan. Dis wat jy is in die werklikheid. En ek pleit vandag by U, vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek pleit by U, Here, dat U die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk, en hierdie land en hierdie hele wye wêreld, dat die egte suiwer woord en evangelie van Jesus na elke siel toe sal kom, wit, bruin en swart, man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld, want U is die pottebakker, ons is die klei. Vorm en maak ons almal soos U ons wil hê, alles tot lof en eer van U koninkryk. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie dat U altyd my gebede verhoor. Ek gee hierdie saak vir U. In geloof, in vertroue loop ons op water. Ons vertrou onvoorwaardelik op U, dat U perfekte wil en plan ook in hierdie saak sal geskied. Ek bid dit in Jesus Christus aan. Dankie, Here, dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. En daarvoor prys ek U heilige naam. In Jesus Christus se kosbare naam. Amen. My liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister, gaan doen sondebelydenis, gaan vir bevryding, trek daagliks, oggend en aand jou wapenrusting aan. Baie belangrik, 4de punt, gaan salf jou huis, gaan doen soutoorlog. Al daai leerstellings is op Facebook beskikbaar, staan op Jesus Stand for Jesus se Facebook profiel. En selfs op YouTube en Telegram en WhatsApp beskikbaar. Vra net en vir jou sal gegee word. Niks kos jou geld en dis alles verniet. Ek het dit verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel. My gebed vandag is dat die Here hierdie leerstelling sal seën en dat jy sal groei uit.
en waaksaam sal wees, en wakker sal wees, opreg soos duwe, versat as 'n slange, waaksaam sal wees teen die bose aanvalle van Satan hier buite. Die geestesriem is 'n realiteit. Satan is baie slings, baie agterbaks. Baie van ons is absoluut geestelik dood. Baie van ons is geestelik blind en doof. Baie van ons drink melk in ons geloof, ons eet nie vleis nie. En dis hoekom Satan so partytjie hou in baie van ons mense se lewens. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Gaan met 'n opregte hart na die Here toe. Jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus. En God kyk wat in jou hart aangaan. God ken die diepste, donkerste geheim van elke van ons harte. Moenie uitstel nie, môre is dalk te laat. Jy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand. Jy weet nie tot wanneer Jesus Christus, wanneer kom hy terug nie. Jou lewe kan môre, oor 'n week, oor 'n maand kan jy jou lewe verloor. En jy wil sorg dat jy reg is. Jy moenie uitstel nie. Jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Dis hoekom my raad vandag aan jou is: maak tyd, trek die handbriek in jou lewe op. Jy gaan doen selfondersoek, gaan tekenbord toe. Soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, sodat jy reg is. Ons lewe in 'n wêreld wat jou lewe binne sekondes verander kan word. Hou op uitstel en afstel. Môre is dalk te laat. Ek dank die Here vir die voorreg. Dankie vir almal se liefde, julle gebede en ondersteuning. En mag ons Here deur hierdie saad wat vandag geplant is in jou gees en hart, mag ons Vader in die hemel daardeur verheerlik word. Selfs sou Jesus ook, Jesus wat aan sy regterhand sit, die Here se koninkryk, ons koninkryk daardeur verheerlik word. Ons prys die Here vir die voorreg. Dankie, ons gesels gou weer. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle spoel. En net dankie vir alles vir die voorreg. Ons praat weer. Groetnis. Bye bye.